ons kyk het gou waar ons trek. Ons het nou reeds gekyk na faktorisering deur die grootste gemeene deler te bepaal, sowel om terme bietjie rond te skommel om die grootste gemeene deler te vind. Nou kyk ons na die verskil van twee vierkante. 'n Skaakbord wat deur 'n vaardige skrynwerker gemaak is, sal altyd mooi wees, veral as dit uit goeie hout gemaak is. Vir die donker blokkies kies hulle graag Imboya of Mahogany en vir die ligte blokkies geelhout, selfs eikehout. Al die kombinasies lyk baie spoggerig. My eie voorkeur is Imboya en geelhout, maar jy mag maar jou eie voorkeur hê. So 'n skaakbord is baie duur, sommer maklik R5000. Een groot rede hiervoor is dat die hout so duur is. Wanneer die skrynwerker dus die skaakbord beplan, moet hy presies weet waarmee hy besig is. In hierdie voorbeeld gaan ons nie meter, sentimeter of millimeter gebruik nie. Ons gaan werk in blokkies. 'n Skaakbord is 'n vierkant met 8 blokkies per ry en 8 rye. Ons weet dat die oppervlak van 'n vierkant die kwadraat van een sy is. 'n Skaakbord kan ons dus gemaklik sê, sy oppervlak is 8 blokkies kwadraat en dit is 64 blokkies. Nou, so 'n bord lyk baie mooi, maar hy lyk nog mooier as hy 'n mooi donker rand om het. Hoeveel hout het die skrynwerker nodig om die raam te bou? Kom ons neem aan die raam is net so breed as een gewone blokkie. Een van die nuwe vierkant se sye is dus nou 10 blokkies en die oppervlak van die vierkant is 10 kwadraat wat 100 blokkies is. Die raam op sy eie is dus 100 minus die 64 van die skaakbord. Dit is 36 blokkies. Kan jy nou dink, meer as 50% groter as die oorspronklike bord? Dit is net nog 'n bewys van die krag van eksponensiële groei. Kyk gerus op Google wat dit beteken. Ons het egter twee vierkante, 'n kleiner een van 8 by 8 blokkies en 'n groter een van 10 by 10 blokkies. En die onderwerp van hierdie les is dan juis die verskil van twee vierkante. Kom ons kyk. Kom ons gebruik die volgende voorbeeld. X kwadraat minus y kwadraat. Wat sien ons hier? Daar is net twee terme en die bewerkingsteken tussen die twee terme is om af te trek. Die twee terme is beide vierkantsgetalle, in die geval die kwadraat van twee onbekende getalle. Hoe gaan ons hierdie ding kan faktoriseer? Wanneer so 'n patroon voorkom, word dit gefaktoriseer met die volgende formule. X kwadraat minus y kwadraat is gelyk aan, in hakkies, x plus y, sluit die hakkie, nuwe hakkie, x minus y, sluit die hakkie. Kom ons vestig sommer nou al die gebruik wanneer ons faktoriseer. As jy klaar gefaktoriseer het, moet jy jou antwoord toets deur weer die hele stelling te vermenigvuldig. In wiskundige terme, vereenvoudig die stelling. X plus y, dis in hakkies, maal met weer in hakkies x minus y. Om die stelling te vermenigvuldig, gebruik ons mos die EMAL-reël. EMAL staan vir eerstes, middelstes, uiterstes en laastes. In Engels is dit FOIL. Firsts, outsides, insides en lasts. Dit maak nie regtig saak watter een jy gebruik nie, solank jy by die regte antwoord uitkom. Die eerstes is x en x, en die produk daarvan is x kwadraat. Die middelstes is y en x, en die produk daarvan is xy. Die uiterstes is x en minus y, en die produk daarvan is minus xy. Laaste kry ons die produk van die laastes, en dit is y en minus y, en dit gee vir ons y kwadraat. Die middelse twee terme is nou plus xy en minus xy, en dit word mos 0xy, en ons skryf dit nie. Verstaan jy nou waar die formule vandaan kom? Ons kom nou terug by die skaakbord. Die verskil van die twee vierkante kan wiskundig so voorgestel word. 10 kwadraat minus 8 kwadraat. En dit kan gefaktoriseer word na, in hakkies, 10 plus 8 en dan die volgende stel hakkies, 10 minus 8. As ons die hakkies vereenvoudig,
kry ons 18 maal 2 en dit is 36. Presies dieselfde antwoord as wat ons vroeër gekry het. Sien, jy gaan nog baie wiskunde in jou lewe gebruik, jy weet nog net nie waar nie. Die beste is om nou na 'n paar voorbeelde te kyk. X tot die mag 4 minus 16. Dit kan ons faktoriseer na x kwadraat plus 4 en x kwadraat minus 4. As ons egter na die terme in die tweede stel hakies kyk, is daar weer die verskil van twee vierkante en ons kan die terme weer faktoriseer. Dit beteken ons dra die x kwadraat plus 4 oor en die x kwadraat minus 4 faktoriseer dan na x plus 2 en x minus 2. Nog 'n voorbeeld is a tot die mag 4 b kwadraat minus x kwadraat y tot die mag 4. Ons moet nogal mooi kop hou hierso tussen al die eksponente. Maar ons kan dit faktoriseer na a kwadraat b plus x y kwadraat en a kwadraat b minus x y kwadraat. Ons kan dus sien dat elke keer dat ons faktoriseer, ons die eksponente halveer. In hierdie geval het ons nou by die x uitgekom by x tot die mag 1. Ons kan dus nie verder faktoriseer nie. In hierdie voorbeeld het ons 2x kwadraat minus 32 en nie een van die terme is vierkante nie. Maar daar is 'n gemeenskaplike faktor van 2. As ons 2 as faktor uithaal, dan bly ons oor met 2 en in hakies x kwadraat minus 16. Nou ons kan die 16 oorskryf as 4 kwadraat, wat beteken ons het nou wel 2 vierkante. Die volledige gefaktoriseerde oplossing is dan 2 maal met in hakies x plus 4, sluit die hakie, en weer nuwe hakies x minus 4, sluit die hakie. Moenie opgee nie. As dit moeilik lyk, volg net die stappe. Die oplossing is wel naderhand duidelik. Met hierdie laaste tegniek moet 'n mens maar versigtig wees, maar ons moet onthou dat vierkantswortel van x maal die vierkantswortel van x is x. Ons kan dus die volgende stelling faktoriseer. As ons 'n kwart x kwadraat minus 2 het, kan ons dit oorskryf as 'n half x in hakies tot die mag 2 minus die vierkantswortel van 2 tot die mag 2. En ons kan dit dan faktoriseer as volg. Soos genoem, moet jy maar versigtig wees met die toepassing van hierdie tegniek, maar gebruik dit gerus in die beantwoording van vrae in toetse en eksamens.